So na ons lofprysing vanoggend kan ons nou al 'n bietjie aflei dat ons oor die Heilige Gees gaan praat. En dit is my nogals vir die volgende paar dae ook met Pinkster wat ons bietjie meer gaan leer oor die Heilige Gees. En juist nou vandag ook, ons het nou nie 'n jeugmoment gehad nie, ons jeug kry seker almal koud vanoggend. Maar ek wil graag net so 'n stukkie wat ek vir hulle voorberei, wil ek self net met ons op deel vanoggend as volwassenes. Nou wie van julle hou eintlik van lees? Ons as volwassenes is nogals groot baie keer op lees. Kom ons kyk of wie van julle, okay, yes. Nou, dit is regtig 'n massive ding en ons besef nie hoeveel leer ons wanneer ons lees nie. Nou as ek net moet dink aan my ouma spesifiek, ja, sy 2 boeke 'n dag kan lees, is sy baie gelukkig daaroor. Maar ek kan dit nie doen as ek 1 boek, so 'n boek in 'n vakansie oplees, dan is dit vir my goed. En dis nogals 'n ding. So ek het voorberei vir juis oor die Heilige Gees. Toe wonder ek maar, waar begin hy? En ons gaan nou 'n bietjie verder daarna kyk. Die Heilige Gees se verhaal begin eintlik in die begin van die Bybel. Dit begin daar in Genesis. En toe wonder ek, okay, maar as ek nou byvoorbeeld 'n gewone leesboek vat, wat dit gaan oor 'n storie, wat gaan oor, hierdie ene spesifiek is oor 'n meisiekind wat al ma verloor het in 'n situasie en toe kry sy al pa weer en sulke goed wat haar ou pa toe ontdek. Maar ek is net van hierdie verhale leer ons tog nogals iets van die Gees wat daar is tussen mense, tussen ons verhale wat ons met mekaar deel. En dan ook ander boeke wat ek nou byvoorbeeld lees is geestelike boeke. Goed wat my help om my voor te berei vir dit wat ons doen in die kerk. En glo my, hierdie boek spesifiek is 'n reeks van 3 boeke, Emotionally Healthy Spirituality. Baie interessante boek, maar 'n reeks boeke. En dit challenge 'n mens om bietjie te gaan delf van onsself. Maar weer eens ook as die Heilige Gees dit nie vir ons kom openbaar en kom help verstaan nie, gaan so boeke vir ons absoluut niks beteken nie. En enige iemand kan dit lees as by boeke beskikbaar, maar besides the point. Dan ander boeke wat nogals ook interessant is nou vir my spesifiek in die teologie, is boeke wat ons help met teologiese goed. Boeke wat my challenge baie keer om Bybel toe te gaan en te sê, hoorie man, verstaan jy daai stukkie nie, kom ek gaan lees gou 'n bietjie op. Wat so kommentare is daar, hoe kan hulle my help beter verstaan daai tipe van goed. En dit is net so interessant en dit help ons baie keer met gesprekke wat ons het met mekaar. So eintlik boeke is so belangrik vir ons in ons lewens vandag en ons is nie altyd lief daarvoor om te lees nie. Maar tog boeke help ons om ons kennis op te bou, gesprekke te kan hê met mekaar, maar so ook gebruik die Heilige Gees boeke om met ons te kom werk. Ons te kom verander. Want ek meen as ons net hierdie een boek vat, die Bybel, is dit een boek met 'n paar kleiner boekies in 66 boeke om die waarheid te sê. Wat praat van die Heilige Gees? Wat praat van die verhaal van wie hy is, waar hy vandaan kom, wie God die Vader is, wie die drie eenheid is. Wat met Jesus gebeur het en dis een van die boeke wat ons nie net kan neersit op die boekrak en kan los nie. Hierdie is 'n boek wat ons moet vat, moet hardloop met hom, moet eintlik gaan soek wat daarin staan en weer gaan lees. Want elke keer as ons weer die Bybel lees, dan kom openbaar die Heilige Gees vir ons nuwe goed. Hy kom leer vir ons nuwe goed van wat ons eintlik moet weet op daardie stadium. Of wat die Here spesifiek vir ons wil kom sê. En dis hoekom dit belangrik is om nie net boeke te vat en te lees nie, maar om so te lees met die gesindheid om te sê, my Heilige Gees kom openbaar dit aan my. Kom maak aan my bekend wat die boodskap is wat ek moet hoor. En dis juist dan nou vanoggend waar ons dan 'n bietjie gaan kyk is, maar wat is die rol van die Heilige Gees? Want ja, hy kom maak nou vir ons hierdie goed oop en ons sien hom in die Bybel, ons sien hom baie keer in ander boeke wat ons lees. Maar eintlik, wie is die Heilige Gees? Verstaan ons hom, weet ons waar hy vandaan kom en hoe hy dan regtig betrokke is by die lewe. Want ons weet hy is die derde persoon in die drie eenheid. Ons weet
Jesus het na sy hemelvaart het hy gesê, maar ek stuur die Gees na julle toe. Julle gaan nie alleen wees nie. Maar tog het Jesus bevestig dat julle sal nie weeskinders wees nie. Julle sal iemand hê wat saam met julle is. So ek dink met die disippels, en dit is wat ons nog 'n bietjie oor gesels het, donderdag aand ook, hulle was op 'n manier bang geweest. Jesus gaan nou weg, hy kom hemel toe, maar wat word van ons? Ons as gelowiges moet agterbly. Hoe gaan ons weet waar om te gaan, wat om te doen? Maar ons is nie alleen nie, want Jesus stuur sy Gees na ons toe. En dis dan waar die hele ding kom van tyd, wat eintlik gaan oor die Heilige Gees. Wat gaan oor wie hy is en wat hy doen. Jesus het hom kom bekendstel, snaaks in Johannes 14, en ons gaan dit lees vanoggend. Hy kom sê spesifiek wie die Gees is en wat die Gees gaan doen, wanneer Jesus opgevaar het hemel toe. Dan praat ons twee dele saam met Johannes 14, vers 15 tot 18 en dan 25 en 26. So die eerste gedeelte sê, as jy my liefhet, sal jy my opdrag uitvoer. Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En dan vers 25. Dit sê ek vir julle, terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, in hierdie gedeelte spesifiek, Jesus bepaal wat gaan gebeur. Hy sê spesifiek dat, ek gaan julle nie los nie, julle gaan nie weeskinders wees nie, julle gaan nie alleen agterbly nie. Maar as ons net 'n bietjie moet stil staan, Jesus haal eintlik aanhalings hier aan, wat tog ook in die Ou Testament voorkom. Om te sê dat so iemand wees, of so iemand gestuur word om by ons te wees. So Jesus verwys dadelik terug eintlik met die Ou Testament. En as ons moet gaan stil staan in die Ou Testament, dan sien ons dat die Gees van die begin van die wêreld al daar was. In Genesis 1 word daar dan nou juis gepraat oor die Gees van God het oor die aarde gesweef, waar dit onbewoonbaar en donker was. Die Gees was daar. En baie keer dan dink ons maar, die Heilige Gees was net daar toe Jesus hom uitgestort het op Pinksterdag, maar eintlik is dit nie. Hy was deel van hierdie skepping, hy was deel van dit wat ons elke dag sien. En hy is vandag nog deel van ons hier waar ons ook sit. Maar ek meen selfs in Joël 2, vers 28 tot 29 vertel vir ons dan nou hoe die Gees dan nou betrokke is. Dit sê daarso, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my Gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree, julle ou mense sal drome droom, julle jong mans sal visioene sien. In daardie tyd sal ek my Gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. So God het nou al in die Ou Testament gesê, maar ek stuur my Gees om by julle te wees, om hierdie goed te kan doen, wat ons kan hoor wat God se boodskap is en dit te kan gaan uitleef. So God was oralste alreeds, of die Heilige Gees is oralste alreeds besig met mense om die woord van God te openbaar. Om sy boodskap aan ons te kom openbaar. Ek meen as ons net saamvat in die Ou Testament, wie is almal daar wat regtig eintlik so betrokke was met die Gees, die rigters? Hulle kon nie goed gedoen het en opgetree het as die Gees nie goed in hulle geopenbaar het nie. Mense soos die profete en die priesters, selfs die konings het leiding gekry van die Gees af en die heilige of die geestelike leiers wat daar was in die tempels. Hulle sou eintlik niks kon gedoen het as die Gees nie reeds in hulle gewerk het nie en deur hulle gepraat het nie. Hulle het dan nou juist eintlik uit die krag van die Gees het hulle opgetree. Uit die krag van die Gees het hulle gegaan en
eintlik ons Bybel geskryf. Want hulle sou dit nie die woorde kon neerbring as God dit nie vir hulle gaan openbaar het nie. As God nie vir hulle gesê het, maar skryf dit neer nie, bære hierdie woorde dat mense dit nooit weer kan lees nie. So dit is nogals 'n interessante een om te weet, dat die Gees van die begin af daar was, betrokke was, besig was, en nog steeds besig is om te werk. Maar wat vir my opvallend is, die Hebreëse naam wat ons lees van Gees, wat vertaal word met Gees, is Ruach. Dit is 'n baie maklike Hebreëse naam wat ons almal net kan leer ken. En dit vertaal, of die betekenis eintlik is dan breath, wind of spirit. So eintlik, wanneer ons asemhaal, is ons besig om God se asem, God se Gees te asem. Ons is besig om God se lewe, God se krag in en deur ons te spreek terwyl ons asemhaal. Omdat die Gees van God asem is, wind is, Gees is wat saam met ons is. En dit is nogal so my mooi om dan te weet en weer eens dit bevestig dat ons nie alleen is nie. Die Gees is saam met ons, Jesus is saam met ons, al voel dit baie keer so. Maar hy los ons nie. Maar tog wonder ek nou ook, maar hoekom is Jesus dan nou self opgevaar het hemel toe en iemand anders gestuur het in sy plek om by ons te kom wees? Hoekom kon hy net nie self hier so by ons bly nie? Hoekom kon hy nie doen wat die Gees kom doen het nie? Maar as ons nou so daaroor moet dink en moet kyk na ons teks wat ons gelees het, gaan dit dan nou juist daaroor, as Jesus self gebly het hier op aarde, sou ons nie gehoorsaam gewees het aan sy opdragte nie. Gehoorsaam gewees het sodat ons ook die opdragte kan gaan doen het nie. Ons sou gesê, maar Jesus, eers mos hier so, u kan ons hierdie werk doen, u kan ons bid vir mense, u kan mense gesond maak, u kan dit, u kan dat, ek gaan nie terug staan en 'n toeskouer wees. Maar daarom het Jesus gesê, ek stuur eerder my Gees, ek gaan weg, sodat my kinders gehoorsaam kan wees aan my opdragte. My kinders kan gaan en hierdie goed kan gaan doen, want ek gaan dit nie doen nie, hulle moet nou gehoorsaam genoeg wees om dit te gaan doen. So dit wat ons doen, wanneer ons vir mekaar bid, wanneer ons met mekaar gesels, of wanneer ons woord met mekaar deel, gaan dit nie uit ons eie krag uit nie. Dit gaan nie met ons eie asem nie, maar dit gaan van God af. Dit kom van hom af. Met sy wysheid, met sy krag wat hy vir ons gee. Daarom is ons anderser as hierdie wêreld. Want ons het iemand anderste wat in ons bly. Iemand anderste wat deur ons werk. En Johannes 15 vers 19 sê, omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld julle. En hoe baie keer beleef ons dit net nie, dat die wêreld ons as gelowige sleg sê nie. Ons sien hierdie oorlog wat plaasvind, hulle vermoor die Christene. Die wêreld haat ons, maar die Here kies ons elkeen uit. Hy kies ons siele uit om 'n verskil te maak, want die mense aan die buitekant van die wêreld sien die heiligheid. Hulle sien iets moois, hulle sien iets rein, hulle beleef 'n liefde wat uit ons as gelowiges uitstraal, want dit kom net van die Gees af. Die Gees wat dit deur ons laat vloei, en dat die mense dit dan nou raak sien. So eintlik kom die Gees en kom sit sy karakter in ons daaglikse lewe, in ons lewenstyl, dit wat ons doen, so kom werk hy in ons. En wat vir my nog as bevestiging is ook, nou soos wat julle ook weet, ek is besig met hierdie geloofsreis van die afgelope 3 jaar, wat ek opgaan op retreats en sulke goed, saam met klomp predikante ook in die Oos-Kaap. En die man wat dit aanbied, ons het juist die laaste retreat bietjie gepraat oor die Heilige Gees. En hy het hierdie een ding gesê, Gys van Skoor, en ons kan daai slide vir ons opsit asseblief. Ekskuus. Kan julle saam met my die woorde lees? Die Heilige Gees is die Gees van Christus self wat in ons kom woon. Die vernaamste werk van die Gees is om Jesus te verheerlik. Hy kom om van Jesus te oortuig. Hy lei ons in die eerstens leer ken van Jesus en in die eerstens leer leef met Jesus. Is dit nie mooi gesê nie? Om te leer om Jesus te ken, om te leer wie hy is en om te leer om te leef saam met hom.
ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie. Ons doen dit deur die krag van die Gees wat in ons is. En dan 'n volgende aanhaling wat Piet Notee gemaak het van William Temple, wat dan nou sê, Christus se hemelvaart het hom vrygemaak van alle aardse beperkings van tyd en plek. Dit beteken nie dat hy nou van die aarde af verwyder is nie, maar juis dat hy nou permanent altyd en oral by ons teenwoordig kan wees. Ons Vader is deur sy Seun en die Heilige Gees nou nader aan ons as ons eie vel. Nou dat dit net 'n bietjie insink. Jesus is so naby soos ons eie vel wat in ons lywe is. Hoe kosbaar is dit net nie om te besef dat God homself so in ons elkeen sit nie. Dat hy so naby aan ons wil wees, dat ons hom so moet beleef, want hy wil by ons wees, hy wil saam met ons wees, hy wil in die pad stap saam met ons. Hy wil nie hê ons met enigiets uit ons eie krag uit doen nie, maar uit sy krag uit. Met sy asem, met dit wat hy in ons insit. So mooi is dit net nie om dan net te beleef en te besef wie hierdie Heilige Gees is en wat sy werke hy doen nie. Hoe hy deel vorm van die drie eenheid, maar eintlik ook is hy besig, soos wat Galasiërs 4 vers 19 vir ons sê, die Gees is besig om ons eintlik so te vorm dat ons die gestalte van Jesus kan aanneem. Dat ons meer en meer soos Jesus kan lyk. Nou as ek moet terugdink ook aan my jong dae, was daar 'n pastoor gewees wat gesê het, ons moet Jesus met 'n vel om wees. Nou die jeug weet, ek praat baie keer daaroor, baie keer is ons die mense wat ander mense in die buite kan sien, wie Jesus is. Want ons leef met liefde. Ons gee om, ons reik uit, ons praat met hulle met 'n ander tipe van stemtoon dalk. Maar dis omdat die Gees in ons is. Dis omdat die Gees deur ons werk, maar tog ook, hy kan nie kom werk deur ons en ons as 'n voorbeeld gebruik, as ons nie toelaat dat hy ons kom skaaf en skuur nie. As ons hom nie toelaat dat hy met ons kom werk en ons kom verander, sodat ons Jesus se gestalte kan aanneem nie. Dis ook hoekom dit nodig is dat ons moet leer wat die waarheid is. Die waarheid wat die woord van God is, die waarheid wat die Gees aan ons geopenbaar word en wie Jesus is en wie God die Vader is. Dis hoekom dit so nodig is om die Bybel te lees, om wysheid te kan bekom so van die woord af en dat dit geopenbaar word deur die Gees aan ons elkeen. So eintlik het ons 'n geestelike honger nodig in ons harte. 'n Geestelike honger nodig om te sê, my Heilige Gees kom openbaar hierdie goed so aan my, dat ek die guns en die liefde en genade kan uitleef aan ander mense, sodat hulle nader aan U kan beweeg. Nie aan my as mens, want ons is niks. God werk net deur ons, hy gebruik ons. So ons moet beskikbaar wees vir hom, om met ons en deur ons te werk. En dis hoekom ons dan ook kan sê vanoggend dat die doel van die Heilige Gees is, nie om te sê dat dit net oor hom gaan, of seker nie, dit gaan oor die drie eenheid, wat saam teenwoordig is in ons harte. Dis nie net hy wat alleen by ons is nie, maar die drie eenheid wat in ons is. Omdat Jesus hom gestuur het na ons toe. Omdat Jesus gesê het, maar ek los nie my kinders alleen agter nie. My kinders sal 'n voorspraak hê, my kinders sal iemand hê wat saam met hulle sal wees. En dis hoekom ons die Heilige Gees eintlik kan verwelkom in ons harte. Vir hom kan kom sê, maar kom openbaar U aan my, kom leer my wie U is. Kom wys my waar U besig is in my lewe. Kom sê vir my hoe U regtig werk. Maar tog ook om die Heilige Gees heeltemal te beskryf en te sê wie en wat hy is en dit wat die woord van sê wat hy is. Daar's nie genoeg tyd in die erediens om dit te doen nie. Daar's net so baie om te sê, net soos oor Jesus en oor die Vader, kan ons eintlik daaraan om uitpak. Maar tog juis om te weet, ons kan hom gaan ontdek in die skrif. Nou daar's dele in Psalms wat vir my
baie mooi is oor die Heilige Gees. Selfs in Romeine en Kolossense is daar tekste oor die Heilige Gees. En Efesiërs is daar ook, wat dit daar voorkom. So eintlik kom die Heilige Gees deur die hele skrif om vir ons te sê dat hy betrokke is. Maar dan kom stop op onsself. Keer ons nie baie keer die Heilige Gees se werk nie. As ek nou die voorbeeld kan sit ons hom net daar van 'n blik en dan maak ons hom net so klein stukkie oop daagliks om te sê okay, die Gees is nog hier so, hy is nog daar, maar ek laat hom nie toe om heeltemal volkome te werk nie. So ek kan nie die deksel af nie. Hoe laat ons toe dat die Heilige Gees in ons werk? Net stukkie vir stukkie of totaal en al? Is ons bereid om onsself so te gee dat hy sy karakter in ons lewe kom insit? Deur ons kom werk en in ons kom werk. Hoe is hy regtig betrokke saam met ons? So ons kan eintlik saam met mekaar bid vandag en vra om Heilige Gees kom openbaar aan my. Heilige Gees, ek wil graag hê u moet deur my werk, ek wil graag u beleef. Ek wil graag ook 'n getuie kan wees van wie die Here is, soos wat die Heilige Gees ook getuig het. So om mee af te sluit wil ek en dit is iets wat ons gaan doen nogals in hierdie Pinkstertyd vir die res van die week ook, is dat ons bietjie saam met mekaar bid. En ja, ons wil dalk nie hardop bid nie, dis 'n ongemaklike situasie. Ek verstaan dit. Ons sit ons by onsself en ons hou net iemand se hand vas langs ons vanoggend. Maar kom ons sit en ons bid vir mekaar, ons bid en vra dat die Heilige Gees vir ons ook kom sê wie hy is. Wie hy vir ons elkeen is. En hoe belangrik hy in ons lewe is. En as ons hom nog nie aanvaar het in ons harte nie, as ons nog nie vir hom plek gegee het nie, kom ons maak vanoggend daardie keuse en sê, maar ek wil vanoggend die Heilige Gees verwelkom. Ek wil hy met in my hart kom lewe en in my kom werk. So ek gaan 'n oomblik van gebed gee. Die wat wil hardop bid kan saam bid as 'n groepie, of ons kan met mekaar toe gaan, of sit net waar jy is en bid vanoggend. Kom ons praat met die Here. Here Jesus, dankie dat u Gees na ons toe gestuur het. Dankie vir die voorspraak wat u aan ons kom bekendstel het. Eintlik reg van die begin af waar die Gees teenwoordig was in die skepping, waar u self ook teenwoordig was saam met God die Vader. Heilige Gees, ons verwelkom u. Ons kom nooi u in. Heilige Gees, ons kom vra dat u self so aan ons kom openbaar, dat ons die werke van Jesus sal verstaan, dat ons die skrif sal verstaan, maar ook dat ons sal verstaan hoe u deur ons werk en in ons werk. Heilige Gees, al weet ons dalk nie om te getuig nie, of al weet ons nie hoe om oor u te praat nie, dat ons lewens dit wys wie u is. Kom verander ons, kom skaaf en skuur ons,
sodat ons die gestalte van Jesus kan aanneem. My Heilige Gees, ek kom vra dat U nader aan ons eie vel, so naby aan ons sal kom wees. Dat U so in ons harte sal kom sit, en dat ons sal uitborrel van die liefde. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie Vader dat U ook die Gees deur Jesus vir ons kom stuur. En wees ook so met ons in hierdie week, waar ons so gaan saam by mekaar kom, dat ons U sal ontmoet, en dat ons sal weet, Here, dat U met ons elkeen besig is. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffer.